die kerk, amen. Halleluja. Jeug, julle is ook in die kerk, amen. Maar dis die jeug, ek weet die jeug hardloop altyd in die moederskamer toe, maar in die export. So, daar is die moederskamer en dan ja, skies af, ons is bezig om 'n bietjie renovations te doen en ons wil kyk om dingetjies bietjie te verander en dit gemaklik vir die mamas te maak. Amen, daar agter in die moederskamer. So neem net kennis daarvan. Amen. Amen. Ek wil gou weer vra, wie het 'n dankbare hart teenoor die Here? Wie is dankbaar? Amen. Wie het lekker geëet gisterand? Jy baie om voor dankbaar te wees. Is dit nie so nie? Kom aan. As jy iets geëet het gisterand en 'n warm bed geslaap het, het jy baie om voor dankbaar te wees vanmôre. Amen. Halleluja. Is dit Madeleintjie net vir nou die afkom wat ek moes gesê het? Nee. Die ander afkondigings na die tyd doen. Amen. Kom ons gaan saam staan. Kom ons staan saam. Terwyl ons die naam van die Here gaan groot maak en saam bid. Saam bid en eer bring aan die Here vanmôre. Halleluja, halleluja. Is daar nuwe mense vanmôre? Môre iemand wat die heel eerste keer by ons is. Die heel eerste keer by ons in die huis van die Here. Heel eerste keer. Nou niemand nie. Soos as familie by mekaar. Nou draai net gou om en groet jou buurman asseblief man. Buurvrou ook. Halleluja. Draai nou na jou ander kant toe en groet daai buurvrou ook en sê hallo vir hulle ook asseblief. Amen. Halleluja. Halleluja. Kom ons gaan saam bid vanmôre, ons gaan saam bid vanmôre in die huis van die Here. Dit is goed om in die huis van die Here te wees. Amen. Dit is goed om in die huis van die Here te wees. Amen. Loof die naam van die Here. Kom ons gaan saam bid. Ek was om vir Madeleine vra, dankie meisiekind. Amen, kom ons sluit die oë. Vader, wat 'n voorreg is dit weer vanmôre om in U teenwoordigheid te wees, Here, en nêrens anders as by U voete wil ons vanmôre kom sit, Here, en in the presence of the Lord there is fullness of joy this morning, Lord. En Here, is ons vanmôre opgewonde, Here. Het ons vanmôre gekom met 'n verwagting, Here, om te kom ontvang, Here, maar ook om ons lof, ons dankbaarheid, Here, ons lofsange te bring aan U, Here. Yes. Vir geen ander rede die behalwe vir U, Vader, want U is die koning van die konings, Here. U is konings van ons hart, Here. Ons lief U vanmôre, Here, en mag ons gesange, Here, ons lof, Here, dit ons dankbaarheid bewys aan U, Vader, want ons het soveel vanmôre, Here, om dankbaar voor te wees. Waar kon ons wees vanmôre, Here? En daarom is ons so bly, Here, en dankbaar, Here, opgewonde, Here, vir dit wat U is, Here. Vir ons, Here, dit wat ons vir U kan doen vanmôre, Here, wil ons net gee vir U, Here. Ons lofsange, Here, word verheerlik. Here, ons dink aan hulle wat in die hospitale is vanmôre, Here. Wat veg vir hulle lewe, Here, wat siek is vanmôre, wees saam met hulle ook, Here. Mag U Gees ook saam met hulle wees, Here. Dankie dat ek weet, ons koning is hier, Here. Die koning wat gesond maak is vanmôre hier, Here. Die koning wat red is vanmôre hier, Here. Die koning wat shackles laat afval is vanmôre hier, Here. En dankie dat ek weet, Here, mag ons nie dieselfde instap as wat ons hier uitstap as wat ons hier ingestap het vanmôre nie, Here. Maar mag daar 'n verandering in ons binneste wees, Here. Mag ons 'n opgewondenheid besef, Here, van die koning van die konings is hier, Here. Dankie dat ons weet, Here, U lewe tot in alle ewigheid, Here. U is nie vanmôre aannemer van persoon nie, Here, maar dankie dat ek weet, Here, U genade is vir elkeen genoeg, Here. U liefde is vir ons elkeen meer as genoeg en ons dank U daarvoor vanmôre in die kosbare naam van Jesus. Amen. Amen. Daar's 'n ou Pinksterkoortjie wat die volgende sê. Kom ons loof Hom en ons prys Hom, want Jesus is die Heer. Kom ons loof Hom en ons prys Hom, want Jesus de Heer. Kom ons loof Hom en ons prys Hom, want Jesus is die Heer. Halleluja. Kom ons loof Hom en ons prys Hom, want Jesus de Heer. Kom ons loof Hom en ons prys Hom, want Jesus is die
ons prys hom, want Jesus is die Heer. Kom ons loof hom en ons prys hom, want Jesus regeer. Kom ons loof hom, kom ons loof hom en ons prys hom, want Jesus is die Heer. Oh ja, kom ons loof hom en ons prys hom, want Jesus regeer. Kom ons loof die Here, halleluja. Kom ons loof hom en ons prys hom, want Jesus is die Heer. Kom ons loof hom en ons prys hom, want Jesus regeer. Halleluja, wie glo dit vanmôre? Is dat iemand wat het glo vanmôre? Halleluja. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel gemaak het. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die aarde gemaak het. Laat ons sing, halleluja. Laat ons sing, prys sy naam. Laat ons sing, halleluja. Laat ons sing, prys sy naam. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel gemaak het. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die aarde gemaak het. Laat ons sing, halleluja. Laat ons sing, prys sy naam. Laat ons sing, halleluja. Laat ons sing, prys sy naam. Laat ons sing. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel gemaak het. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel gemaak het. Laat ons sing, halleluja. Laat ons sing, prys sy naam. Laat ons sing, halleluja. Yes. Laat ons sing, prys sy naam. Laat ons sing, halleluja. Laat ons
is die tale wat lees. Daar moet 'n God wees. Wilde waters en dorre duine, plate blomme in woestyne wat skree. Daar moet 'n God wees. Die skepping getuig dat die mensdom moet weer. Hy leef, alle lof weer waardig. Hy leef, verhef bo die aarde, verberg vir die oog, hoorbaar omhoog. Hy leef. Wie glo dit? Wie glo dit vanmôre? Die Here leef. Sagte stilte. Sagte stilte deur die klowe, bring 'n boodskap wat beloof. Daar's meer, daar moet 'n God wees. Harde stem uit donker wolke, roep die nasies, alle volke. Ek kreeg, daar moet 'n God wees. Die skepping getuig dat die mensdom moet weet. Hy leef, alle lof weer waardig. Hy leef, verhef bo die aarde, verberg vir die oog, tog hoorbaar omhoog. Hy leef, lof weer waardig. Hy leef, verhef bo die aarde, verberg vir die oog, tog hoorbaar omhoog. Hy leef. Hoë berge, en diepe dale, stormwinde is die tale wat lees. Glo jy dit vanmôre? Daar moet 'n God wees. Wilde waters en dorre duine, plate blomme in woestyne wat skree. Daar moet 'n God wees. Die skepping getuig dat die mensdom moet weet. Hy leef, lof weer waardig. Hy leef, verhef bo die aarde, verberg vir die oog, tog hoorbaar omhoog. Hy leef, alle lof weer waardig. Hy leef, verhef bo die aarde, verberg vir die oog, tog hoorbaar omhoog. Hy leef. Amen. Voor Jesus. Amen. Ek weet ons het dit nie geoefen nie. Maar as jy dit glo vanmôre met jou hele hart, jou hele wese, alles wat binne in jou is, sing saam met my Psalm 150. Is jy reg? Ons loof hom met die tromme. Loof hom met die harp. As ons na die skepping kyk, die skepping getuig vanmôre daar's 'n God. Halleluja. Kom maar, wie het al die skepping beleef? En dan sê jy anders, dit kan nie anders te wees dat daar 'n God is vanmôre nie. Halleluja. Loof hom met die tromme. Loof hom met die harp, loof hom met die klanke des cymbalen. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof
Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof die Here. Sing allemaal saam, loof hom met die tromme. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof die Here. Prys hom met die stemme, prys hom met jou stemme, prys hom met die harp. Prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof die Here. Prys hom met die stemme, prys hom met die stemme, prys hom met die harp, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof die Here. Ons loof die grote naam. Halleluja, het jy genoeg rede om die Here te loof vanmorgen? Amen, yes. Loof sy naam.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Kom ons sê dit vanmôre. For you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. You're worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Ja, as gemeente sing. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. You're worthy. For you are holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. You're worthy. Worthy is the Lamb. Amen. Gisterand hierdie nag. Toe ek 'n worstelstryd in my binneste. En ek droom dat ek veg teen die demoon van krankheid. Terwyl ek 'n demoon besig is om 'n demoon uit te dryf en hierdie vrou is vol krankheid. Die Here wys dit vir my hoe ons, of terwyl ek besig was om hierdie demoon te bestraf en hierdie krankheid te bind. En vanmiddagoggend toe ons hier agter die bidkamer is, ons saam bid, wys Here net vir my so mooi dat jy so baie krankheid in die kerk vanmôre. Infirmity, krankhede, liggaamlik, geestelik, in jou sielsdimensie is daar krankhede. Soos daai man wat 'n verlamde man wat oor die 40 jaar na die tempel toe gedra is en daar gelê. Petrus en Johannes het gesê goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. So as jy vanmôre in die kerk is en jy is siek, jy sê, joh, ek het 'n struggle. En jy weet, 'n gesonde liggaam, hy is soos 'n gesonde gees. Ek dink vanmôre nou Sarel in die hospitaal en hom wil in die hospitaal. Ons so baie wat in die hospitaal is vanmôre wat krankheid beleef, in watter opsig ook al. As jy vanmôre gebed nodig het en jy sê, joh, ek voel soos daai verlamde man wat heeltyd na die tempel toe gebring word en ek gaan dieselfde huis toe as wat ek gekom het na die tempel toe. Voel ek vanmôre om my hande op jou te lê in die naam van Jesus. En krankheid sal genees word in Jesus naam. Ek glo steeds in die krag wat daar is in die bloed van Jesus en in die naam van Jesus om krankhede te genees. Amen. So as jy vanmôre voel, sê jy, ek struggle man, ek het 'n struggle, dalk is dit dan gees, siel, liggaam, ek weet nie. Kom stap gou uit. Ek wil jy moet vinnig vorentoe kom. I want to pray with you. Ek wil vir jou bid vanmôre. Ek wil saam met jou bid vanmôre. Ek wil jou salf vanmôre. As jy sukkel met krankheid vanmôre, in die naam van Jesus glo ek vanmôre dat daar genesing gaan wees. As die pastoor hier is van die kerkraadslede, kom help vir my asseblief. Kom pastoor, help vir my bid. Be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be. Daar kom tree vir iemand in vanmôre.
Lindy, ek weet jy tree in vanmôre vir Duan. Die kanker is oortrek. Die Here sê daar's genesing vanmôre. Kom aan, nie wat in die banke is, kom ons worship saam vanmôre. Kom ons aanbid saam vanmôre. Kom ons kyk nie wat hier voor gebeur nie. Kom ons is in die teenwoordigheid van die Here vanmôre. Kom maar, terwyl hierdie mense nie kan glo vanmôre hier voor nie, kan ons intree vanmôre in die naam van Jesus. Kom ons worship saam vanmôre. Halleluja, kom worship team. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, oh yes, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. And I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
som. Wie glo dit vanmôre? I am the God. I am the God that healeth. Nog gees, siel en liggaam. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your Kom aan, worship saam met. Wie glo dit vanmôre in hierdie kerk? I am the God. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Ek voel net elke wat voor hier sit wat 'n struggle het in hulle gedagte wêreld, wat angs jou beetpak, wat sukkel met anxiety, wat sukkel met angs in die nag pak jou beet en as 'n klemming op jou hart. En jy is angstig oor jou kinders, jy is angstig oor die dag van môre. Jy is angstig, in angs is jy vasgevang. Jy is in angs vasgevang. Maar die Here sê daar is 'n naam wat bo angs is. En dit is die naam van Jesus. It is the name of Jesus. As jy in angs en depressie is vanmôre, daar is 'n naam bo angs vanmôre. Ek weet dit is vir 'n vrou hier vanmôre. Die Here sê ek wil jou vrymaak van angs in die naam van Jesus. Anxiety het jou beet gepak. In die nagte word jy wakker en daar's 'n klemming op jou hart. Ek voel die Here sê vanmôre is jou oggend wat ek daai angs wegvat en ek gaan die vrede wat alle verstand te bowe gaan in jou hart en in jou gedagtes plaas. In die naam van Jesus. Hier's 'n vrou vanmôre wat sukkel, anxiety het jou beet gepak. Soveel so, jy weet nie, jy sien eers kans vir die dag van môre nie. Ek wil vir jou bid vanmôre nie. Ek moet vir jou bid. Ek moet vir jou bid vanmôre. Ek moet vir jou bid vanmôre. Here sê ek wil vrede in jou hart plaas. So as dit jy is, maar jy weet die Here praat in jou hart vanmôre. Kom staan gou hier voor. Kom gou uit. Kom gou uit. Dis niks om skaam te wees vanmôre nie. Ons is family hier. We are family. 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 Anxiety. Kom staan gou hier, Liesel. Kom staan hier so. In the name of Jesus. I am the God. Let's sing and worship. Anxiety sterf vanmôre, angs. God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, selfbeheersing. Here, terwyl ek my hand op hou, Here, weet ek angs in hierdie gedagte wêreld sterf vanmôre. Dit sterf vanmôre. Dit sterf vanmôre. Here, die vrede van die Here wat alle verstand te bowe gaan. Here, vul hierdie gedagtes, vul hierdie lewe. Here, hierdie 2 uur in die oggende wat sy wakker lê en worries en stres, Here. Ek bid vanmôre, Here, laat vrede oor haar lewe heers vanmôre, oor haar gedagtes heers vanmôre. In the name of Jesus, Satan, I rebuke you. I rebuke you in the name of Jesus. Send my word. Elke angs aanval. In die naam van Jesus, in die naam van Jesus. I am the Lord. In die naam van Jesus, Here, maak haar vry vanmôre. Maak haar vry vanmôre, Here, maak haar vry vanmôre. I am the God. Elke gedagte wêreld, maak haar vry vanmôre. Maak haar vry vanmôre. Just pray with her, pray with her. I am the Lord. Na gees, siel en liggaam, kom aan, vra die Here vanmôre. Here, na gees, siel en liggaam, genees my. I send my word and healed your disease. I am the Lord. Let's sing it one more time. Here, genees my I vanmôre, na am the gees, siel en liggaam. God. I am the God that healeth thee. Oh, I am the
gees, siel en liggaam, elkeen in die kerk vanmôre wat dit nodig het, Here. Here, bring genesing in ons binneste. Here, want die bloed het ook vir ons binnestes gevloei. Ek bid, Here, na gees, siel en liggaam, Here, elkeen, elke man, elke vrou vanmôre wat 'n struggle het. Here, met anxiety, angs en bevreesing, bid ek vanmôre dat die Here genesing sal bring, Here. In Jesus naam. Amen. Amen. U kan die sitplekke neem. Loof die Here vanmôre. Halleluja. Ja, thank you. Loof die Here. Baie keer gebeur dit ook, maar die vyand het nie reg in 'n plekkie. Amen. Ons is besig met 'n reeks wat gaan en handel oor die Heilige Gees. Ons glo nog in die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nog steeds met ons. Die Heilige Gees het nog nie onttrek nie. Die Heilige Gees is nog steeds in die kerke. Amen. Die Heilige Gees moenie Pinksterdienste mis nie. Pinksterdienste gaan ons kom bid. Amen. Ons gaan op die Here kom wag. Kom aan, ons is bereid om te wag by die dokterspreekkamers, maar ons wil nie wag op die Here nie. Kom aan kerk, ons is bereid om te wag by die drive-thru. Nee, ons wil nie eens meer nie. Amen, ons is ongeduldig. Maar ons gaan op die Here kom wag. Ek weet nie wie is, iemand sal my in die kerk vanmôre wat sê, I need a new touch of fire on my soul. Is hier iemand wat saam met my is vanmôre? Dit gaan gepaard met wag op die Here. Amen. Ons gaan op die Here kom wag en saam kom bid. So ons besig met loof die Here. There we go. Dankie Dwayne. Thanks. So ons gaan volgende week in Sondag is nagmaal. Sê saam met my nagmaal. Ons glo nagmaal. Amen. Volgende week is Sondag deel ons. Vanoggend gaan ons praat oor die 9 gawes van die Heilige Gees. Maak notas, skryf notas. Ek gaan na die tyd die notas. Ek moes dit voor die diens gegee het vir Tarsha, maar ek gaan dit vir jou na die diens gee en jy kan self daardeur gaan ook oor die 9 gawes van die Heilige Gees. Dit is my so interessant dat kerke globaal die Heilige Gees werke ignoreer.
is dit nie so dat die Here nog niks het, ons is nog steeds in die kerkdispensasie, waar die Heilige Gees betrokke is. Help my. Hoe kan die Heilige Gees dan die mees geïgnoreerdste persoon wees wat bestaan? Kan ek dit bysê? Die Heilige Gees is bonatuurlik. Wie glo dit saam met my? Die Heilige Gees is bonatuurlik. Hoekom skrik ons wanneer ons die bonatuurlike werkinge sien? Pastoor Johan Engelbreg het met ons in hierdie week gedeel, terwyl ons met Klap 60 was, daar was een of ander pastoor van 'n denominasie, ek gaan nie dit noem vanmôre nie, wat oor radio oorval. Sondag wat verby is, gepreek het oor die radio, terwyl mense hom volg, deur te sê, daar bestaan nie meer iets soos duiwel uitdryf nie. Want duiwels uitdryf het te doen met sangomas. Nou, liefste dominee, wil ek vir jou sê, ek versprei die woord, liefste dominee, mag jy asseblief jou Bybel lees. Hoor wat God se woord sê. Jy is op 'n dwaalspoor en moet tot bekering kom in Jesus naam. Come on, die duiwel uitdryf is nog steeds so vandag, is dit nie so nie? Die spreek in vreemde tale soos laasweek is nog steeds so vandag. Die Heilige Gees is steeds vir vandag. Die gawes van die Heilige Gees is steeds vir vandag. Kom maar, as jy het glo, wil die Here nie 'n lofoffer gee vanmôre nie. If you believe it. Ek wil môre dit weer eens sê, die Heilige Gees was nodig om die kerk te begin en die kerk aan die gang te kry. Ek glo die Heilige Gees gaan nodig wees vir die eindtydkerk. Ons is die eindtydkerk. Ek glo met my hart ook dat die Here kom nie terug vir sy bruid wat in 'n hoekie sit, nie gemake-up is nie, wat se rok vuil is nie. Ek glo die Here kom terug vir sy bruid wat 'n skoon rok en 'n skoon kleed en wit is en wit gewas is met die mooiste en die beste en op haar prime is. Is dit nie so nie? Ek het nog nooit 'n lelike bruid gesien nie. Ja, ek moet nou versigtig sê. Nog nooit 'n lelike kleredrag gesien van die bruid nie. Halleluja. Maar hulle is reg vir die bruidegom. En as die bruid daar afstap, is hy op haar mooiste en op haar prime. Ek glo dat die kerk van Christus Jesus gaan aan sy prime wees. Die dag is deur Jesus kom haal. Amen. I still believe. Ek glo die krag wat daar is in gebed. Ek glo dat kankers moet sterf en kan sterf met die mention van die naam van Jesus. Die blindes kan nog steeds sien, die dowes kan hoor. Ek glo die krepeles kan loop. Die kerk, my funksie is in die volgende paar weke om jou te aktiveer, om 'n honger in jou binneste te gee en te kry, sodat jy kan wakker wees in jou gees in die tyd wat kom. En ek wil dit vanmôre sê, sit jou safety belt baie styf aan geestelik. It's gonna be a bumpy ride coming. Ons het die leiding van die Heilige Gees meer as ooit van tevore nodig in die tyd wat ons in bly. Moet ek Amerika toe gaan, moet ek nie Amerika toe gaan nie. Moet ek 'n huis koop, moet ek nie 'n huis koop nie. Moet ek die, moet ek daai. Jy het en ek het nodig om die Heilige Gees te raadpleeg in elke besluit wat ons neem in die tyd waarin ons bly. As jy saam met my stem sê amen. Die Parakletos, die Heilige Gees, ek recap vinnig, baie vinnig, die een wat deur God gestuur is of geroep is om langs aan jou toe kom staan, as jou advokaat, jou intercessor, jou beraader of jou trooster. Kan ek dit vanmôre in jou hart laat val? Die een wat in jou hart bly, die een wat nie net in jou hart is nie, in jou lewe is nie, maar die een wat geroep is om langs aan jou te wees, is die beste trooster, beraader, advokaat. Man, advokaat Barry, wie se advokaat wat op buitekant is, Gary Nel en wie ook al, hulle kan wees wie hulle wil wees, maar kom ek sê, daar is nie 'n beter advokaat daar buitekant as die advokaat, die Heilige Gees, wat 'n saak kan beredder, 'n saak kan uitsorteer, kan raad gee oor 'n saak soos die Heilige Gees nie. Daar's nie 'n beter advokaat nie, daar's nie 'n beter beraader nie. Die Heilige Gees is die beste beraader wat daar buitekant is, wat in jou hart en in jou binnekamer met jou kan deel, beter as 'n sielkundige of 'n psigiater. Beste een wat daar buitekant, die beste een wat daar ooit is, halleluja, die beste intercessor. Daar buitekant is die Heilige Gees, wat met jou deel, wat met jou praat, wat vir jou intree. Wanneer jy nie weet wat om te bid nie, is die Heilige Gees daar wat vir jou bid, vir jou intree. Come on, wie is bly vir dit?
beste broeder of die beste trooster. Wanneer ons begrafnis sê ek altyd, die woord van die Here sê so mooi. Psalm 34 sê hy, dat die Here is naby die wat gebroke is van hart en verslae is van gees. Daar is nie 'n beter trooster as die trooster, die Heilige Gees nie. Wie ons sal saam met my? Halleluja, wie weet waarvan ek praat? Wat kan troosting bring soos die Heilige Gees nie? Jesus het gesê, is beter dat ek weggaan. As ek weggaan, stuur ek vir julle die trooster. Johannes 16:7. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Hom na julle stuur. Wie is hy wat hy gaan stuur? Die Heilige Gees. Ons het gepraat oor die woordjie allos. Wat beteken 'n ander trooster? Ander trooster is die Griekse woord allos. Wat beteken another of the same kind, of another of a similar type. Met ander woorde, die Heilige Gees se funksie, die Heilige Gees se werk is asof Jesus Christus self by jou is. Help my. Dis asof Jesus Christus self by jou is, deur die Heilige Gees. Sy Gees is hier, so Jesus is waar. Moenie dit confused raak nie. God die Vader is op die troon. Jesus sit aan die regterhand van God die Vader as ons middelaar. Die Heilige Gees is op die aarde. Die Heilige Gees is op die aarde. En die skeiding is, hy is nie so party kerke nie. Come on, hallelujah. Same kind. Maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Het die Heilige Gees jou al herinner aan die skrif van die Here, wat die Here gesê het? Wie het dit al? Kom aan, waar jou hand sal mense dit al gekry het? Wanneer die Gees van die Here jou herinner, maar die woord van die Here sê. Halleluja. En ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly. Johannes 14:16. Vers 17 sê hy, hulle ken die wêreld ken nie hom, weet nie van hom nie, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. By julle bly, in julle sal wees, twee gebeurtenisse. Sê saam met my? By julle bly, in julle wees. By julle bly, in julle wees. Heilige Gees is ontvang. Johannes 20:22 is die Heilige Gees ontvang. Terwyl hulle in die gewag het en Jesus bonatuurlik by hulle verskyn het op hulle geblaas en gesê, Johannes 20:22 ontvang die Heilige Gees. Hulle het die Heilige Gees ontvang. Lukas 24 leer ons en sê, dat Jesus het gesê, moenie weggaan voordat julle nie aangedoen is met krag uit die hoogte nie. Moenie, jy het krag nodig. You need power. Jy het die Heilige Gees krag nodig. Hoe funksioneer die kerk sonder die Heilige Gees krag? Ons het die Heilige Gees krag nodig, is dit nie so nie? En ons het sy gawes nodig, gawes, ons gaan by dit stil staan. Markus 16 vers 16 tot 18 sê die volgende. Dis 'n vers wat asseblief ons geliefde dominee moet gou lees. Die woord van die Here sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal hulle dit hulle geen kwaad doen nie, op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal sê my skrif gesond word. Is dit nie so nie? Ek glo in die hande oplegging, ek glo dat nog steeds krag is in gebed, dat siektes steeds genees moet word in die naam van Jesus. I still believe it. God se woord sê, Romeine 8 vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie. Sê vir jou buurman, jy geliefde buurman of vrou, is nie in die vlees nie. Maar in die gees. Jy is nie in die vlees nie, maar in die? Jy is nie vlees nie, maar gees. Ek dink ons mis hierdie partykeer. God se woord sê, maar julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. Met ander woorde, wat die skrif eintlik sê is, jy is 'n gees in 'n liggaam met 'n siel. Jou lewe sal radikaal verander wanneer jy die mind shift begin maak. Galasiërs sê, wandel in die Gees. Wandel in die Gees. Jy sal 'n mind shift maak as jy begin agterkom, jong mens, ek is die liggaam, want hierdie vlees soek moeilikheid. Hierdie vlees, die wandel in die vlees bring moeilikheid voort. Nie by julle nie, ek praat van die pastorie. Madeleine, jy wat in die vlees wandel gereeld, bring moeilikheid. Is ek reg? Amen.
Maar as jy die gees wandel, sê die woord nie so nie, wandel in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Galasiërs 5:16, maar ek sê, wandel deur die, kom, sê gou saam my, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wandel in die gees, dis die probleem wat ons het. Ons wandel te veel in die vlees en te min in die gees. Ons gee die vlees kos en nie die gees kos nie. Ons liggame soek wat? Nico? Netflix, Disney Plus, YouTube, lekker doef, al die goeie soek die vlees, is ek reg? Braaivleis en bier, soek die vlees. Nie julle nie, ek praat van buitekant die 4 mure. Dis wat die wêreld, dis wat die liggaam soek, as ek reg as ek dit sê. Dagga is gaga, maar die vlees soek dit. Dis wat die vlees soek. Amen, man, dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê, hier is so baie belangrik. As jy die gees wandel, sal jy nooit sy begeerlikheid, die begeertes van die vlees volbring nie. Hoekom volbring ons? Hoekom val ons vir die vlees se triks? Want ons wandel te min in die gees en te veel in die vlees. Ons wandel te veel in die vlees. Kyk, ek wil gou vir jou sê, so but I say to you, Galatians 5:16, dis mooiste in Engels. Walk habitually in the Holy Spirit. Met ander woorde, kry 'n habit. Wat is habit vir my? Gewoonte. Kry 'n gewoonte, maak dit 'n gewoonte, seek him, en hier is die belangrikste, hoor hom sê die Amplified, hy sê, be responsive to. Want die Heilige Gees praat met ons, praat met ons, deel met ons, maar ignoreer ons dit? En dan val ons vir die vleestriks. To his guidance, and then you will certainly not carry out the desires of the sinful nature, which responds impulsively, without regard for God and his precepts. Impulsively. Goed. Jy leef nie 'n lewe van heiligmaking omdat jy die Heilige Gees het nie. Jy het die Heilige Gees om 'n lewe van heiligmaking te leef. Kan ek dit weer gee? Dis so beautiful dat iemand geskryf, hy sê, jy leef nie 'n lewe van heiligmaking omdat jy die Heilige Gees het nie. Jy het die Heilige Gees om 'n lewe van heiligmaking te leef. Ons sal praat oor dit later. Goed, kom ons gaan blaai vanmôre, ons praat oor die 9 gawes van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 12, is eintlik vers 1 tot 11, vers 1 tot 11, 1 Korintiërs 12, gaan ons môre saam lees. Ons praat oor die 9 gawes. Mag ek vanmôre iets in jou lewe aktiveer? En terwyl ek vanmôre oor die 9 gawes gaan praat, gaan jy agterkom dat somewhere along the line het een van hierdie gawes al deur jou lewe gefunksioneer. Is ek reg daar nie? Help my. Hierdie gawes sou iewers al deur jou lewe geaktiveer. Dit het al gewerk deur jou lewe en jy het nie eens geweet nie. Amen. 1 Korintiërs 12. In Korintiërs 12 sê 1 tot 11. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek hê dat julle onkundig moet wees nie. Daai onkundig is so beautiful om te dink oor. Hy praat in Engels, hy sê, now about the spiritual gifts, the special endowments given by the Holy Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. Die Afrikaans gesê, ek wil nie moet onkundig wees nie. Kom aan, wie saam met my vanmôre? Dis iets wat, die kerk is onkundig in hierdie area. Die kerk is onkundig wat die gawes van die Heilige Gees aanbetref. Weet jy hoe die Heilige Gees werk? Die weet nie van, man, dit is volksvreemd vir ons mense. Die werking van die Heilige Gees, eintlik met die werking van die Heilige Gees lees Handelinge. Dit was 'n daily walk with the Holy Spirit. Die begin van die kerk was 'n daily thing gewees. Siekes het met die man wat krepeel was, Handelinge 5, toe hy vir 40 jaar, toe Paulus, Petrus en Johannes vir hom sê, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou, in die naam van Jesus, en hy gryp hom in die arm, en hy rig hom op, en toe hom oprig is sy enkels versterk, sy bene versterk, hier sê die woord van die Here, en hy gaan in die tempel in, en hy is besig om God te prys, supernaturally. Where's the supernatural in the church? Hoekom gebeur dit in ons kerke vandag nie? Dis nie volksvreemd nie, it's something that happened, dis nog nooit weg nie, die kerk het laks geraak. Die kerk is onkundig.
Pastoor Quintus, jy ook. Dat julle onkundig moet wees nie. Die ander vertaling sê, hy sê, uninformed, or be ignorant. Mense kies om het nie, ek wil eerder nie, nee, dis nie vir my nie, dat het daai tyd gebeur, nie nou meer nie. Oef. Hy sê verder, julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar is dieselfde Gees. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. Daar is 'n verskeidenheid van werkinge, tog is dit dieselfde God wat alles en almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerlei tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Soos hy wil. Jesus, ons praat vanmôre oor die gawes, die geskenke. Die Engelse vertaling sê dit so mooi. Hy praat van the gifts of the Holy Spirit. Daar's 9 geskenke, 9 gawes van die Heilige Gees, okay? Hier is die grootste probleem wat baie mense vandag het. Maak jou buurvrou wakker, ek sien hoe slaap sy. Hier is die grootste probleem van vandag. Die grootste probleem van vandag is, mense soek die gifts, maar nie die een wat die gawes gee nie. Hulle soek die bonatuurlike, moet deur my werk, maar nie bereid om met die Heilige Gees tyd te spandeer in die binnekamer nie. Maar hoekom gee die Here nie vir my die gifts nie? Hoekom het ek nie? Hoekom? Ons soek die gawes, maar ons is nie bereid, as dit nie soos die kinders sien nie, as jy toe ons gaan kuier het, nou in die Kaap, is so lekker gewees om hulle te gaan sien. En ek het 'n wetenskap gesien, of wetenskap gemaak met Marlene se suster se dogter se kind, dit klink verskriklik. Maar in elk geval is ons peetkinders, Marlie Zytjie, en sy eet nie olywe nie, en ek gee vir haar 'n olyf, en ek sê, kom man, hier is geld in my hand, en ek het gou geld in my hand, en ek sê, as jy daai olyf eet, kry jy die geld. Yes, en sy vat daai olyf, en sy sit maar na mond, hoe oud is dit Marlie Zytjie? 7, 8, seker daar 8, 9, seker tussen 6 en 8, en sy kou daai olyf, my maat, en sy haal hy put uit, want sy kou nog so 1 of 2 keer, en hy kind bars in trane uit, weet jy hoe sleg voel ek? Hy kind begin huil, ek dog maar die ding mos vir jou brand, hoekom huil jy? En sy huil, en ek sê, sorry, nee, spoeg uit, nou voel ek so sleg, en ek gee van ag vir die geld, en toe ek my hand op, ek was net R10 in my hand ook, en ek gee net vir hy R10, nou voel ek nog meer sleg, want er sit 'n R10 en die kind huil, en ek sê toe naderhand vir, okay, moenie stres nie, ek gaan geld trek, en môre as ek jou by die kerk kry, gaan ek vir jou geld kry, en toe daai kind vir my sien, nee, alle goeiemôre nie, waar is my geld? Ek sê nie, okay, ek het nie geld getrek, ek gaan vandag nog geld trek, dis nou Sondag by die kerk, ek gaan geld trek, Sondag, vanaand bring ek vir jou geld, minister, ek gaan vir jou gee, Sondag aand, ek kid jou not, wat is die eerste woorde, toe sy my kyk sy my so, waar is my geld? Sy het nie oor my gehoor nie, sy het gesoek wat ek vir haar kan gee, met die Heilige Gees is dit presies dieselfde. Ons soek baie keer wat ons kan kry, en wil nie bereid wees om tyd met die Heilige Gees verhouding te bou met die parakletos, wat die advokaat, die beraader, die intercessor en trooster is, tyd te spandeer nie. Daar is gawes beskikbaar, en die Heilige Gees kan dit vir jou gee, vir enige een gee. Maar hier is die geheim, ons moet eers die een ken, wat die gawes gee. Die Heilige Gees gee soos hy wil, en nie soos wat hy goed dink nie. Hoor gou mooi, dis nie beperk tot net een per persoon nie. Mense maak die fout om te dink dat ek het die gawe van gesondmaking, en dis 100% reg. Jy het die gawe van gesondmaking, dis, I do not take that away from you. Maar hier is die ding, dis nie te sê dat as net die gawe van gesondmaking met hierdie lewe kan werk nie.
daar's ander gawes ook wat deur jou lewe kan werk. Help my uit. Gawe van profesie kan. Tale, ander tale, kan deur jou lewe werk. Geloof, kom aan, ons nie net beperk tot een persoon nie. Goed, die vrug van die Gees is vir karakter, en die gawes van die Heilige Gees is vir krag. Paulus skryf, hoor gemooi, 1 Korintiërs, skryf het neer, dis hier op die bord, 1 Korintiërs 2, vers 4 tot 5 sê hy, Paulus skryf dit, hy sê, en my rede en prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie. Paulus sê, ek praat met julle, en my woorde is nie van menslike wysheid nie. Met ander woorde, hy sê, daar is my woorde in my gesprek met jou, daar's in vandag se tyd baie meer intellektuele gesprekke wat aan die gang is, en te min die wys dat daar krag is in die Heilige Gees. Hy sê, by oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die dunamis krag van die Heilige Gees. Kom aan, die krag van die Heilige Gees. Paulus sê, less yappity yap, and more show me what's happening. Die kerk is lief vir yap, maar daar is te min die wys om te sê, hier is die krag van die Heilige Gees. Goed, daar is 3, kom ons gaan hulle opdeel. Daar is 9 gawes, 3 afdelings van 3 elk. Die eerste enetjie wat ons oor praat is die openbaringsgawes. Die revelation gifts, die openbaringsgawes. Wat sê? Dit is alles wat met my oë gepaard gaan, deur my oë. Amen. So hierdie openbaringsgawes gaan deur my oë, dit wat ek sien, dit wat ek kan sien. So my sintuie, ons gaan kyk na 3 sintuie ook. My gevoel, my hande, my oë en my mond. Dit wat uit my mond uitkom. So 3 afdelings. Eerste een is my oë, en ons praat nou eerstens oor die 3 openbaringsgawes. Kom, ons het nou gelees van die 9. Hier is nou die 3 openbaringsgawes. Dis die woord van wysheid, woord van kennis en die onderskeiding van geeste. Onderskeiding van geeste. Goed, 3 openbaringsgawes. Woord van wysheid, woord van kennis, woord van, of 'n onderskeiding van geeste. Ons kategoriseer dit in hierdie 3, om het makliker te kan verstaan. Die eerste, dan kry ons ook die 3 kraggawes. Okay, the power gifts, 3 power gifts. Die 3 ander, wat is hulle? Geloof, gesondmaking en die werking van kragte. Kerk, ons is veronderstel deur die leiding van die Heilige Gees om in die hospitaal in te stap en ons hande op die siekes se sadel te gaan lê en sê in die naam van Jesus, get up and walk. Pankreatitis sterf in Jesus naam. En hy moet kan opstaan. Kom aan. Ek praat onder die leiding van die Heilige Gees. As ek reg as ek dit sê, ons dood wat nou in die hospitaal is, kanker wat teruggekom het. Hoor wat ek sê, Lindy? Die woord van die Here sê, ons kanker het, dis asof die wêreld kanker groot gemaak het. Die naam van Jesus is steeds bo die naam van kanker. God se woord sê daar's gawes, maar die kerk is nie geaktiveer in die gawes nie. Hallo, ons is bereid, ons gaan dit en ons laat dit deel word van ons lewe as a daily thing. Halleluja. Maar in die vroeë kerk is die hande op siekes gelê en hulle was genees. Krepes loop, blindes sien, dowes hoor, wonderwerke. Kom aan, so ver het dit gegaan dat daar dooies uit die dood uit opgewek. Halleluja kerk. Dis wat ons voor geroep is, nie om die kerk begin nie op 'n Sondagmôre nie, maar kerk begin die oomblik as ek by daai deur uitstap. That is where my ministry starts. En elkeen in hierdie kerk het 'n bediening en 'n roeping en 'n gawe wat deur jou moet funksioneer deur die dunamis krag van die Heilige Gees wat in en deur jou lewe werk. Halleluja. Come on church. Gee die Here lof oor môre. Daar's gifts, gawes, 3 kraggawes. Dat is al 3 spraakgawes. En dit is 3, wat is hulle? Kom aan. Tale, die uitleg van tale, om 'n taal of 'n woord te kan gee, allerlei tale, uitleg van tale en ook profesie. Profesie is 'n gifting. Amen. Alright, kom ons gaan vinnig deur hulle gaan. Onderskeiding van geeste. Ek wil praat oor die eerste een. Die Bybel sê aan 'n ander werking van kragte, aan 'n profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste. Kleinletter geeste.
kleinletter geeste, wat dit nie is nie. En dan vir my verskriklik om te sê, mense vandag buitekant sê, die Here het my mos 'n gees van onderskeiding gegee. Ek het hierdie ding gesien kom. Nee, jy is besig met psychic goeters, jy lieg, dis nie wat die woord van die Here sê nie. Dis nie wat, dit klink meer na die hel met gebore stories, en wat dis nie die gees van die Here nie. Jy sê, ek het 'n gees van onderskeiding. Nee, jy het eintlik 'n gees van kritiek en judgmental. Jy is eintlik loop rond 'n gees van kritiek en skinder. Gees van onderskeiding, hy sê daar's baie duidelik, luister mooi, ons mis hierdie. Kom ek gou vir jou gee wat dit nie is nie. Wat dit nie is nie. Please brother, ek kry warm, gaan dit oké, wees ters, kan ons 'n bietjie aansit. Hierdie pastoor is nou op 3de rad vanmôre, ek voel so. Wat dit nie is nie, dis nie onderskeidingsvermoë nie. Ek gaan nou vir jou sê, dis nie gedagtes lees nie. Dis niks met psychic te doen nie. Die wêreld het ook onderskeidingsvermoë. Pastoor, die wêreld het ook onderskeidingsvermoë. Ons is gebore met onderskeidingsvermoë. Ons kan onderskei wat is reg en verkeerd. Dis nie daarom mense se foute raak te sien nie. Maar wat is dit vanmôre? Hoor mooi, om jou bewus te maak van die teenwoordigheid van demoniese geeste. Die woord van U sê, ek het julle 'n gees, of 'n onderskeiding van geeste. Het hy gesê geeste? Ja. Kleinletter geeste. Met ander woorde, dat jy kan weet dat dit wat ek nou mee te doen het, is nie van die Here nie. Amen. Ons het almal hierdie gawe, hierdie giftie, om te weet dit wat ek nou meer op my tafel is nie van die Here nie. Kom aan, wie saam met my? Hier is 'n gees, dis wat die kerk nodig het, is om weet te onderskei van al die dinge wat op die TV en op social media verkondig word. Dat hier die geeste en profesie, kom aan, waar kom ons aan al hierdie rubbish wat op die TV en deesdae verkondig word? In die kerk vat dit as soet koekies. We need the Holy Spirit, kom aan kerk, om te weet dat hierdie wat vir my verkondig word is rubbish. Dis is nie die skrif nie. Dis 'n gawe wat die kerk nodig het. Onderskeiding van geeste. Dis die geestesriem. Dit het te doen met die geestesriem. Om te weet dat wanneer ek vir iemand bid, en ek lê my hand op, kom ons agter, maar luister, hier is iets meer as wat daar is. Gees van onderskeiding. Geeste te kan onderskei. Geeste. Demone. Geestesriem. Amen. So sê gees, die Here het my gees van onderskeiding gegee. Nee man, kom maar, ons het almal 'n gees van onderskeiding. Almal weet wat's reg en wat is verkeerd. As ek reg dit sê, gees van onderskeiding, het gee die Here bonatuurlik. Dat wanneer jy vir iemand bid, wys die Here, maar hier het jy te doen met 'n gees van selfmoord. En dis nie die Heilige Gees nie. Something is more happening. Dan openbaar die gees van die Here vir jou dinge. Dis wat dit is. Die tweede enetjie wat ons gaan na kyk, ek wil vinnig daardeur gaan, ek gaan spoed gee, is die woord van wysheid. Wat dit nie is nie, dis nie 'n woord of 'n wysheid, man, wat is daai guru wat iewers op 'n klip sit in die Himalajas? Dis nie lewenswysheid nie. Baie mense het lewenswysheid, maar dom besluite. 'n woord van wysheid is iets anderste. Dis 'n bonatuurlike, hoor wat dit is, 'n bonatuurlike antwoord of oplossing vir 'n spesifieke geval of probleem. Kan ek gou vanmôre dit sê, mag ek, en asseblief, ek sê dit in die grootste liefde, hoor as ek dit sê. Ek het hierdie al gevind, Madeleine het al baie, die gees van die Here, deur hierdie gawe, al baie deur Madeleine gewerk. Dat Madeleine 'n woord van wysheid het. Met ander woorde, kom ek gou weer wat dit beteken. Dis 'n bonatuurlike antwoord of oplossing vir 'n spesifieke geval of probleem. Dan kry jy 'n woord van wysheid wat die Here vir jou gee. Iets wat jy nie gehad het nie, iets wat jy nie voorheen beleef het. Die Here gee 'n woord van wysheid. Die vrouens, kom ek spesifiek Madeleine, het die gawe van wysheid al 'n paar keer deurgewerk. Soms moet ons manne meer luister na die gawe van wysheid wat deur die vroue kom. Ek wou sê, hier mis jy nou 'n plek om
amen te sê. Ek probeer nou help, ek probeer 'n punt te gee, ek probeer nou help. Help my bietjie man. Hierdie week het ek baie berading, maar dis 'n preek vir 'n ander dag. As ek dan nie die pastoor nie, praat die Here nou nie met my nie. Yes, die Here praat met my, ek deel met my ook. Maar ek was al in die moeilikheid gewees, dan kom Madeleine na my toe, sê maar die Here het vir my hierdie gewys. Dan kom 'n woord van wysheid in die regte seisoen om 'n oplossing vir jou te bring nou wat ek nodig het. Kom aan, dis nie wysheid soos wat ons van bid, wat die woord van die Here sê, as jy 'n wysheid kort kom, kan jy van die Here, yes, daar is daai wysheid, maar 'n spesifieke saak het ek soms wysheid nodig. Ek weet nie hoe om hierdie te hanteer nie, ek weet nie, Here, hoe gaan ek hier deurkom nie, en dan kom die Here deur die Heilige Gees, kan julle sien, die Heilige Gees se werking, dan kom die Heilige Gees, en hy gee vir jou 'n woord van wysheid, om te sê, stap weg, of 'n woord van wysheid om te sê, gaan vorentoe. Of 'n woord van wysheid, die Here het al vir my woorde van wysheid gegee. Man, die Here het vir my 'n openbaring gegee en 'n woord gegee om te sê, hier is die oplossing vir dit wat jy nodig het. Kyk, jy sien die wêreld gaan makliker wees in die kerk as ons meer met die gawe van wysheid in ons lewens het. Kom aan, help my, maak die buurman wakker, stamp gou 'n bietjie. Sê jy's wakker word. Dit kom direk van God af, amen. 'n woord van kennis, wat dit nie is nie, soos die woord van wysheid, wat die Here gee, hoe ek 'n sekere situasie moet hanteer, en dan kom die mense na dit en sê, joh, jy het daai ding so goed hanteer. It's not you that handled it good, it was the Holy Spirit, wat vir hierdie woord gegee het, amen. Mag ons meer woord van wysheid hê in ons situasies, mag ons meer woorde van wysheid by ons familie sê, en elkeen, amen. Woord van kennis is die volgende, woord van kennis, wat dit nie is nie, dit het niks met jou IQ te doen nie. Jy kan nie hierdie bestudeer nie. Sê saam met my amen? Dis die algemene kennis nie, dis niks met jou, jy kan nie dit bestudeer nie. Dit is wat dit is die volgende, om iets spesifieks te wete te kom, wat ek nie geleer of geweet het nie. Die Here gee 'n woord van kennis, wat jy nou sê, wow, okay, wag hierso, ek weet nou hoe hierdie ding werk, ek weet hoe die legkaart pas. Byvoorbeeld, ek verloor my kar sleutels by Goldreef City, in die begin. En nou Goldreef City, as jy nog nooit daar was nie, teen 11 uur, 12 uur, stop die busse daar. En ek verloor, toe ons die middag huis toe moes stap, verloor ek my kar sleutels, of is weg, ek soek dit en ek kry dit nie. Madeleine begin te bid, en ons sê, Heilige Gees, U moet ons nou wys, waar gaan ons hierdie kry? How do we start it? En die Here gee my 'n woord van kennis, om te sê, stap, net daar, in my hart drop het, stap na die sekuriteitsplek toe. Ek sê, dankie Here, ek stap na die rigting van die sekuriteit, waar die sekuriteit is by die hek. En terwyl ek stap, so begin ek te bid in tale. I just pray in tongues, want waar soek jy die karsleutels tussen duisende mense? Duisende, waar? Hoe begin jy? I just started praying, en die Here gee my 'n woord van kennis, man, gaan na hierdie ou toe. En ek stap na hierdie sekuriteitswag toe, tussen duisende mense, hoor wat ek sê, dis die Gees van die Here. En ek sê vir hom, luister sekuriteitswag, ek het my sleutels verloor, ek weet nie waar nie. Hy sê, luister, is dit jou sleutel? Ek sê ja. Hy sê, 'n leervelletjie aan, ek sê ja. Hy sê, kom, ek het hom opgetel, dit is daar in die kantoor, dat ek hom gaan aflaai. Die eerste ou, as jy vir my sê, dis nie die Heilige Gees krag, en die gawes van die Gees wat deur ons werk nie, weet ek nie wat dit is nie. Wie het al die Gees van die Here so beleef? Kom aan, wie het dit al so beleef? Wat die Here jou 'n woord van wysheid gee, of 'n woord van kennis. Kennis wat jy nie gehad het voor jy nie. Situasies gehad het voor pastoor Takelani, wat een van ons moderators is, sy seun swat, hulle bly in Durban, die Durban is die kerk, groot kerk, pastoor Takelani is daar, sy seun sê na skool, hy wil gaan studeer in die Kaap. En toe hy die Kaap is, en jy weet as jy die Kaap is daar mos die wynlande. En as jy daai wingerd verby gestap het, partykeer is daar dinge wat met jou kop smokkel. En pastoor Takelani is besig om te bid in sy studeerkamer, en daar is iets in sy binneste wat hom hier binnekant pla. En die Here gee vir hom 'n woord van kennis, iets wat hy nooit gehad het, besef het, dis wat gebeur nie. En die Here sê vir hom, klim op die vliegtuig, gaan af Kaap toe. Daar's moeilikheid by jou kind. Klim op die vliegtuig, vlieg af Kaap toe, sy seun weet nie daarvan nie. Sit vir sy seun se kamer en wag. Tot die aand 11 uur.
En toe hy die aand 11 vir die kind by die huis kom, toe sy so getrek soos 'n ventersleepwaandjie. En hy sê vir sy pa, wie het vir jou gesê? Wie het dit vir jou gesê? Hoe weet jy dit? Toe sê hy, moenie onderskat wat in die binnekamer gebeur met die gawes van die Heilige Gees nie. 'n Woord van kennis wat nie voorheen geweet is nie. Kom aan, kan ek vir jou sê, ek was te bang om droog te maak, want my ma het gebid. My ma het gebid. Hulle weet jy vang nonsens aan, nog voordat jy dit aangevang het. 'n Woord van kennis, woord van kennis. Kan ek gou sê, ons het woord van kennis nodig as die kerk van Christus Jesus. Met ons werk, ons besigheid, met alles wat ons aanpak. Come on, moenie so ingesluk raak met die wêreldse omstandighede ons hierdie mis nie. Amen. Woord van kennis. Dan is die volgende is 'n gawe van geloof. Dit is die kraggawes. Geloof. Wat dit nie is nie, nommer 1, dis nie die gawe van ek het my hart vir die Here gegee nie. In God glo nie. Amen. Wat die Here sê in Romeine 10 waar hy sê, as jy met jou mond glo as jy met jou hart glo, jou mond bly, sal jy gered word. Daai is nie die geloof wat ons van praat nie. Hierdie is bonatuurlike geloof. Waar jy die Here bonatuurlik vertrou vir iets. Come on. Bonatuurlik. Dis hoe hierdie balke ingesit is. Kyk gou na hierdie balke. Hulle het hierdie kerk gebou. Joe, help my as ek reg is. Wie kan dit onthou? Die manne wat te lank al hier staan, die Adriel sal onthou. Hierdie balke. Die Here het gesê, hulle moet hierdie kerk bou. Die volle evangelie kerk moet gebou word. En toe sê ons, maar hoe gaan ons dit doen? Ons het nie geld nie. Hulle bestel in geloof. Die Here het gesê, in geloof bestel ons die balke. En toe die balke bestel in Johannesburg, is die trok op pad. Hulle weet nie hoe, die vorige pastoor, ek weet nie wie die pastoor was, hoe die kerk se balke gaan betaal nie. En toe hier stop 'n tannie, en sy klim uit die kar uit, Tannie Jane sal onthou, Tannie Jane, julle kan nou hierdie ook onthou. Klim uit die kar uit, hier bring sy 'n cheque, met presies, tot op die sent, die geld, wat vir die balke moes betaal. Gawe van geloof, sy sê, ek weet nie, die Here het vir my gesê, ek moet hierdie bring. Bring het gee dit, toe hulle dit oopmaak, is die cheque vir die trok wat op pad is, om hierdie balke af te laai. Dis geloofsake. Dis bonatuurlike geloof. Kan ek dit môre sê, ons gaan in die tyd waar ons bly meer geloofsake nodig hê. Die gawe van geloof in die tyd wat, sê vir jou buurman, ons het meer die gawe van geloof nodig. Dis 'n bonatuurlike inspraak van geloof en selfvertroue vir 'n spesifieke situasie. Dit is Daniël in die leeukuil stories. Ek hoor vanmôre 'n artikel, lees ek 'n wêreldartikel, waar die Assemblies of God, pastoor en sy vrou in Cuba gearresteer is, en hulle gaan vervolg word. Kom aan, hulle is letterlik in die leeu se den, nou daar waar hulle is. Hierdie is Sadrag, Mesach en Abednego geloof, om in geloof te kan staan in die tyd waar ons is. Is dit nie so nie? Kom aan, die vyand is uit om ons te kataza. You need faith, hallo? Dis meer as geloof, net, this is supernatural faith, om God te vertrou vir die bonatuurlike. Wie saam met my hierso? God te vertrou vir die bonatuurlike. Hierdie is ook, ek dink aan die spesifiek aan die pastoor, wat vir my, pastoor Louis die Jager, van die storie vertel van 'n ou pastoor, wat is daai Anglia-uitjies gery het. En terwyl hy gery het na die hospitaal, toe hy het geweet, hy het nie petrol in die kar nie, maar die Here het gesê hy moet gaan. Toe het sy vrou gegaan en 'n stickertjie geplak. Moet dit nou nie gaan doen nie, asseblief. 'n stickertjie geplak bo die petrolnaald wat sê jy lieg. Jy lieg. Die Here het gesê ons moet daar uitkom, die Here het gesê ons gaan daar wees, en dis wat ons op pad is. Daai Anglia-uitjie het gery sonder 'n druppel, hoor mooi, bonatuurlik, en ons dink, nee pastoor, hierdie is Hollywood stuff. Ek sê jou, bonatuurlik by sy destination uitgekom, want hulle het in geloof gesê, hierdie petrolnaald lieg, en God het gesê ons moet daar uitkom. Dan klim ons in die kar, en ons ry tot waar God sê ons moet wees. Halleluja. Dis hoe die goed sake van geloof staan hier. Ek gaan niemand insleep hierdie week, ek sê dit net nou. As die Here nie vir jou gesê het, jy moet nie pastoor kom stories maak, amen. Halleluja. Dis geloof, dis bonatuurlike geloof. Tweede enetjie is die gawe van gesondmaking. Dis ons hande op die siekes lê en hulle sal genees word. Bonatuurlik. Kom aan, wie het al stories vertel waar kankers uitgeval het, terwyl hulle die hande op siekes lê? Kom, staan gou saam met my op. As jy dit al beleef het in jou lewe ooit, dit al gesien het waar kankers uitgeval het, staan gou.
Staan op, bonatuurlik, thank you, word het nog gesien, dankie. Bonatuurlike werk al gesien van die Heilige Gees, waar kankers genees is. Hoekom nie vandag ook nie? Maar nou nie na die pastoor, maar jy is die pastoor. Jy moet. Nee. Die Here sê, die pastoor se werk is om die mense toe te rus. Vrul dienswerk. Hier sit mense vanmôre in die kerk hier, wat ek weet die gawe van gesondmaking het, wat eintlik veronderstel is om geactiveer te word, dat wanneer jy vir iemand bid, Martin, sal mense genees word. Kan julle dink net vir 'n oomblik, wat in Potchefstroom sal gebeur, wanneer hier iemand bonatuurlik aangeraak word, mense wat sy oë gesukkel het en ewe skielik kan hy sien en sê there was a miracle at church. Kan jy dink wat 'n revival gaan daar wees? Mense gaan volgende Sondag kom kyk wat hier gebeur. It's not about the church, maar Jesus sal verheerlik word. And that will be a testimony unto Jesus Christ. Dis wat die wêreld soek, is die kerk wat bonatuurlik begin funksioneer. Is dit nie so nie? Het ons geloof verloor? Het ons in ons geloof verloor, kerk, om te sê, maar ek sien nie die dinge gebeur nie. Ek sien hoe mense doodgaan van kanker, ek sien hierdie en ek sien daai, en ek weet nie hoe nie. Kan ek goed sê, en ek wil dit onder die salwing van die Heilige Gees sê, ons het te veel begin vertrou op medisyne en dokters aan buitekant. Moenie my 'n fout maak, hoor wat ek sê. Ek weet die Here gee ook dokters en kennis en alles om mense genees, maar hy het ook die kerk gegee om te sê, jy sal die hande op siekes lê en hulle sal genees word. Dis wat God se woord sê. Dis wat, ja, gee die Here lofoffer, halleluja. Bonatuurlik. Terwyl ons in die Kaap was, het 'n klein Mianeitjie wat hier gestaan, aan die storie van Ammonai, wat nie kon swanger raak, gesukkel het, en hy Sondagmôre toe die Here woord gegee, wie kan dit onthou? En die Here, Jenny haar womb oopgesluit het, en sy het swanger geword. Nou in die naweek het verby, die eerste keer wat ek haar gesien het, en sy het op my skoot kom sit, en hy is 'n miracle baby, 'n miracle, 'n Gods wonderwerk, wat op my skoot gesit. Kom aan, moenie vir my sê, dat die Here se naam is, die kanker is bo die naam van die Here, en siektes bo die naam van die Here, en die Here is nog steeds bo dit, as dit nie so nie. Die gawe van gesondmaking, that's a gift, dis 'n gawe, dis 'n geskenk vir die kerk. Iemand hier vanmôre, die Gees van die Here wag om deur jou hande te funksioneer, om jou hande op die siekes te gaan lê. Nie wag vir die pastoor, pastoor is jou werk. Nee, come on. Dis nie die pastoor se werk nie. Die Here het my geroep om herder te wees, maar die kerk moet geactiveer word. Dis 'n bonatuurlike inspraak van gesondmaking. Dis bonatuurlik. Dis bonatuurlik. Bonatuurlik. Ek het al getuienis op getuienisse gehoor van hoe die mense genees sal was in die kerke. Kom aan, ek wil dit vanmôre verklaar, dis nie iets wat uitgesterf het nie, dis nog steeds so vandag. Dis steeds so vandag. Ons moet weer in ons binnekamers kom, ons moet weer op die Here wag, dat ons aangedoen kan word met krag uit die hoogte. Dis hoekom ons Pinkstertyd bietjie iets gaan aktiveer in ons binneste, amen. Dis hoekom ons op Vrydag aand reg deur die nag gaan kom bid, om te sê, ek is nie tevrede hoe die kerk vandag is nie. Kerk kan nie 'n roetine wees nie. Kerk kan nie, ons kom stap dieselfde uit as wat ons ingekom het nie. Things need to change, kerk. Wat is dan volgens die wonderwerk, die werking van kragte? Wie het al bonatuurlike werking van kragte gesien? Bonatuurlike wonderwerke. Wie het al bonatuurlike, ek praat nie eens van gesondmaking nie, bonatuurlike wonderwerke gesien? Supernatural. Hoe God al ingegryp het, bonatuurlike wonderwerke. Wat is dit? Werking van kragte is die volgende, dis 'n goddelike ingryping wat natuurlike omstandighede verander. 'n Bonatuurlike ingryping wat natuurlike omstandighede verander. Byvoorbeeld, hier's 'n voorbeeld. Toe ek en Marlene alles verloor het, en ons in 'n garage ingetrek het, van my maale. Jette, daai garage, arme vrou, babes, you've been through many.
Daai mure is so gekronkel, nee. Ek weet nie wat daai ou was getrek sy poskantoor rekkie toe hy die mure gemaak het. Dit is horribaal. En hoe ons in daai ou garage gebly het. Een vertrek garage. Nie badkamer nie, niks. En ek en Marlijn, wat weet ek van teels? Ek het genoeg geld as om 'n teeler te betaal nie. Ek en my vrou na kerk of na werk. Daai tyd, sy het nie gewerk, ek het gewerk. Dan begin ek te teel. Wat weet ek van teel af? Nee, fout maak jy. Wat bedoel jy? Teel ons maar in elk geval ons het in hierdie ou garage gebly. My ma en die kinders kon nie by ons in die huis bly, die kinders moes by my ma in die huis slaap. So ek weet van omstandighede en hoe dit moet wees. En die aande by die huis kom en dan bid ons en ek weet hoe ek alles gaan doen en hoe ons alles gaan betaal nie. En daai tyd het Marlijn werk, ons het nodig vir 'n tweede inkomste. Marlijn moet werk kry. Ons kan nie deur die goeders kom nie. En ons begin God vertrou om vir ons 'n werk te kan gee. Wie het al gebid vir werk en finansies? Wie het dit al gehad? Wie het al daai werke gesien? En sy gaan vir onderhoud, sy gaan vir 'n tweede onderhoud by Beringman, daai tyd in Kreeusdorp. En ek sê net, Here, ek weet nie hoe dit moet gebeur nie, maar Here, ons soek guns by God. Dat die Here vir ons sal werk gee. My kinders het klere nodig, ek kan nie my kinders sien, terwyl ons vir altyd in 'n garage moet bly nie. Here, breek goddelik deur vir ons. En dan kom 'n goddelike ingryping wat natuurlike omstandighede verander tot werking. En God bring 'n bonatuurlike ding tot 'n werking in ons lewe. En daai middag 2 uur, ek staan nog in stryk. Kid you not. Ek staan in stryk, weet nie of jy nie, maar ek het gestryk. En ek staan in stryk en hier lê die telefoon. En hier is die oproep wat sê, Marlijn, jy moet binne kan jy begin werk. Die werk is jou as jy dit wil hê. En God in 'n oogwink, in 'n paar dae se tyd, draai 'n situasie goddelik om. Wie het al daai beleef? Wie het al gehad so? Wie het al so beleef wat die Here goddelik ingryp? Die werking van kragte. Die werking van kragte. Ons kan stories op stories vertel vanmôre. Hoe God al bonatuurlik, kan ek geweet dit sê, ons dien nie 'n God van die natuurlike nie. Ons dien 'n God van bo die natuurlike. Halleluja. Wat in ons situasies kan ingryp en dinge verander. Ek het al getuienis gehoor. Ek deel getuienis sodat jy kan weet waaroor dit gaan. Ek het 'n getuienis raak gelees eendag waar 'n kar op 'n gesin gerol het en die man langs die pad, wedergebore kind van die Here het gegaan en hy het sê, Here, ek weet nie hoe nie, maar die mense moet uitkom en die Here gee hom bonatuurlike krag om my kar op te tel en die mense onder die kar te kan uitkruip. En die mense het vir hom gevra, hoe het jy dit gedoen? En hy het gesê, but by the power of the Holy Spirit. In die Bybelse tyd het die Gees van die Here 'n paar keer op sommige mense gekom, dat Samson 'n hek gaan uitruk en hom 'n paar meter bo gaan wegberg op 'n kop gaan wegsit. Dis die werking van die Heilige Gees. As die krag van die Heilige Gees oor jou kom, hy het 'n hele pilare omgetrek en al duisende Filistyne dood gegaan. Dis die werking van kragte. Elia het voor 'n perdekar uitgehardloop toe die Heilige Gees oor hom gekom het, die werking van kragte. Dit het nie opgehou nie. Dit het nie opgehou nie. Ons het opgehou. Ons het opgehou dit soek. Ons het opgehou om dit daarna te kyk en dit te ignoreer in die Bybel. Come on church, mag die kerk geaktiveer weer word. Halleluja. Profesie. Ek is amper klaar. Profesie. Dit is 'n boodskap van bemoediging vanaf God deur 'n persoon. Wat dit nie is nie. Profesie is nie afbreek nie. Amen. Dis nie sonde openbaar nie. Dis nie profesie daai nie. Nog nooit is profesie om af te breek, maar op te bou. Hoekom sê ek so? Want die woord van die Here is 1 Korintiërs 14:2, maar laat kom ons lank vorentoe. Want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Maar hy wat profeteer spreek tot die mens woorde van stigting en troos en bemoediging. Dis profesie. Dis die gawe van profesie. Vandag, you get a prophetic and a pathetic. Daar is tot mense vandag wat sê, mense gaan weet waarvan ek praat, wat sê, as jy R1000 inbetaal, dan gaan ek vir jou woord gee van God. Op die groter kerke is daar, hoe meer jy betaal, hoe hoër seats kry jy, om 'n groter woord. In die Kaap, ons 'n profeet nou in die Kaap, wat 'n banket het, 'n banket,
En hoe groter jou geld gee is, hoe meer inspraak gaan hy in jou lewe gee. En die wêreld val daarvoor. Sê, dis is Angoma, ja, wragtig. Dis is Angoma. Hy wat in taal spreek stig homself, maar hy wat profeteer stig die gemeente. So profesie is om die gemeente te stig. Amen? Dis profesie. Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. Dis wat profesie is. Dan sit allerhande tale. Hierdie is vir publieke bediening. Dis om die kerk te stig. Public ministry. Publiek, die kerk te kan stig. Dis allerhande tale. Ek wil dit weer eens sê, tale is nie weird nie, dis Bybels. Die spreek in vreemde tale is nie weird nie, dis Bybels. Help my. Dis Bybels. Hoe waar lees ons dit mis? Net soos wat Openbaring Bybels is, en hy praat van skorpioene wat die mense gaan doodmaak. Pastoor? Ja. Lees wat sê jou Bybel. Dis Openbaring, dis wat kom vir die wat agterbly. Net soos tale nog steeds. Wat is hierdie allerhande tale? Kom ons gou kyk aan. Dis wanneer daar in 'n taal gepraat word, dan is dit 'n boodskap van God. Laasweek Sondag was daar so, wie wat in die kerk was. Laasweek Sondag was daar 'n taal wat uitgespreek is, en daar was ook 'n uitleg van daardie taal. Met ander woorde, hierdie gawe van die Heilige Gees is 'n direkte boodskap van God. Think about it. Dis 'n direkte boodskap van God uit die hemel uit wat hy vir sy kerk wil sê. Ek verstaan nie hoekom mense hierdie gawe wil onderdruk nie. Don't get me wrong, moet nie verkeerd verstaan nie. Ek sal nie, daar het al mense wat nonsens gepraat het ook. Ek sal jou stil maak. Maar wanneer die Gees van die Here 'n woord gee uit die hemel, think about this. Uit die troonkamer van God kom 'n boodskap. En daar's 'n uitleg presies van wat God sê. Dis groot. Dis groot. Dis wat hierdie tale is, allerhande tale wat gegee word. Is 'n boodskap van God in 'n onbekende taal wat aan persoon gegee word om uit te spreek. Dis nie jou tale wat jy bid in jou gebedskamer. Ons laasweek gepraat oor die 4 tale wat daar kan wees. Kom ons gaan hierna kyk, het gevindig. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseer sal tot niet gaan. Ons het laasweek oor gepraat, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. En mense vat hierdie gedeelte en hulle bou 'n teorie rondom dit, 'n dogma rondom dit, teologie rondom dit eintlik. Deur te sê tale het opgehou, tale sal het verbygegaan, profesie het verbygegaan. Ek gaan gou vir jou sê, as jy jou boek Openbaring lees, daar nog baie profesie wat in plek moet val. Tale is nie verby nie, want die woord van die Here sê vir ons die volgende daarso, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Wie is die volmaakte? As Jesus weer gekom het, dan. Hy sê toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek dinge van 'n kind afgelê. Vers 12. Maar nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag. Daai eendag is wanneer die tale en profesie sal ophou, kerk. Amen. Tale het nog nooit gestop nie. Kan ek 'n amen kry? Kerk, glooi ons aan vanmôre. Halleluja. Die uitleg van tale, waar daai taal as daar 'n woord kom, wat sê daai taal? Wat is dit? Wat die Here sê? Om die woord wat gespreek is te interpreteer in 'n taal wat almal kan verstaan. Het ons die tale verstaan wat gesê is? Nee, ons het nie verstaan nie. Maar toe die woord uitgekom het, Pastor Johan het die uitleg gebring van wat die taal gesê het. En dit het al soveel keer gebeur dat daai taal presies die woord is wat gepreek word op 'n Sondagmôre. Sonder dat 'n nota gesien is. Dis bonatuurlik. Okay, kom ons gaan 'n bietjie verder gaan. Ek stuur vir jou my notas, 1 Korintiërs 4:5. Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog meer dat julle sal profeteer. Hier is die belangrike ding, want hy wat profeteer is groot as hy wat in tale spreek. Of hy moet dit uitlei sodat die gemeente stigting kan ontvang.
Dis nie wanneer ek in tale bid in my eie gebedstyd of wanneer ek hier voor staan in tale bid of in tale sing, dis nie dieselfde nie. Dis wanneer 'n taal uit die gemeente uitkom, wanneer daar stilte is en ons sal 'n taal wees en 'n uitleg van tale. Dis nie dieselfde van my taal nie, want my taal weet ek self nie wat ek spreek nie en dit is vir my binnekamer. Amen. Dis my binnekamer se taal wat ek bid. Okay, dit niks met die gemeente te doen nie, is vir my. Maar anders te kom maar 'n taal uit wat vir die gemeente is. Kyk, moenie dit confused raak nie. As iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3 en by beurt en laat een dit uitlê. Maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg en laat hy met homself met God spreek. Dis die verskil wat daar is. Kyk, dit was die laaste enetjie gewees. Dis die laaste een. Ja, ons het die 3 gehad, 3, dis reg. Dis die tale. So met ander woorde, dis nie wat uit ons mond uitkom. Allerhande tale, profesie en die uitleg van tale is ons mond. Kragte is die gesondmaking. Hande op lê. Dis die geloofskant, En dan is ons oë, die ons wat ons sien, ons woord van wysheid, woord van kennis. En wat is die ander enetjie? Wysheid, kennis en onderskeiding van geeste. Amen. Mag jy gou saam my staan? Kom, staan gou saam met my. Kan ek gou, maar moenie, jy moet asseblief, kom ons sluit ons oë, sluit elkeen sluit ons oë. Elkeen sluit ons oë vanmôre. Wees saam met my vanmôre wat sê, Lord, prepare me to be a sanctuary. Is iemand wat saam met my sê, Here, ek het die gawes van die Heilige Gees nodig. Ek kan vanmôre voorbeelde op voorbeelde noem vanmôre van die werking van die Heilige Gees in die boek van Openbaring. Vat jou Bybel vanmôre, gaan lees wat sê Handelinge, Openbaring Handelinge. Lees Handelinge, lees en kyk hoe daar bonatuurlik gewerk was deur die Heilige Gees. Wie saam met my vanmôre wat sê, Here, ek wil graag hê dat die gawes van die Heilige Gees deur my begin werk. Is daar iemand wat saam met my steek jou hand op as jy sê, ek moet nie dit doen as jy sê, nee, as jy vir my nie, is okay. Is okay. Is jy iemand, hou jou hand daarbo, gaan saam met jou bid. As jy sê, Here, ek het nodig dat die gawes van die Heilige Gees deur my werk en deur my funksioneer vanmôre. Deur my werk en deur my funksioneer vanmôre. Here, vanmôre bid ek vir elke hand wat opgegaan het. Here, ek bid vir elke saak wat op die tafel is. Ek bid, Here, dat ons 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, Here, onderskeiding van geeste sal hê. Here, ek bid dat die gawes van gesondmaking en kragte en wonderwerke oor ons lewens gesien kan word. Ek bid vir die gawes van allerlei tale, Here, in die uitleg van tale en profesie, Here, weer in die kerk sal begin funksioneer in die naam van Jesus. Here, hier sien elke hand vanmôre. Ek wil hê jy moet dit 'n gebedsaak maak. Kom maar wees, maak dit 'n gebedsaak. Vra nou, jy moet die Here vra vanmôre. Vra jy die Here om dit te aktiveer in jou lewe. Kom aan. Begin te bid saam met my. Kom, ek wil hê jy moet dit vra vanmôre. You need to ask it. Quotas kan vir jou bid, maar as jy dit nie wil hê vanmôre nie, it's all dis verby. Kom aan. Ek wil hê jy moet dit begin vra. Vra jy vanmôre. Marlyn, kom lei ons in worship vanmôre asseblief. Kom aan, begin jy te vra vanmôre. You need to ask. Sê die Here, kom asseblief in die krag. Kom in die volheid. Soos Paulus gesê het, Here, ons het nie gekom met redenerende woorde nie, maar in die krag en die Heilige Gees, sodat julle geloof daarop gebou kan word vanmôre. Elkeen, Here, mag die gawe van profesie in ons gemeente wees, Here. Mag die gawe van gesondmaking in ons gemeente wees, Here. Mag die gawes van die Heilige Gees weer ons lewens in ons gemeente wees in die naam van Jesus. In the mighty name of Jesus. In die Heilige Gees. Mag die gawes van die Gees weer ons lewens wees, Here. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweet Spirit, sweep over my soul. For my rest is complete as I sit at His feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. Halleluja. Amen. Kom aan. Here, ek wil vanmôre bid vir elkeen. Here, dat die gawes van die Gees weer in ons gemeente
ons lewens, by ons huis, ons families, Here, by ons werksplek. Bid ons vir die gawes van die Gees, om ons te lei en ons te wys en geopenbaar sal wees in ons binneste, Here. Help ons in hierdie week en hierdie tyd, om te wandel in die Gees en nie in die vlees nie, Here. Help ons, Here, om deur hierdie tyd te gaan. En ons vra dit vanmôre in die kosbare naam van Jesus. Amen. Amen. Jy kan die sitplek neem net so vir